Hallo julle, vandag is dit Filippense 3, terwyl die trein die stasie op perron nommer 3 binnestroom, gaan oom Piet vandag vir ons ietsie vertel. Dit handel oor geregtigheid deur geloof, en dat ons moet jaag na die wenstreep. Ja, hier staan oom Piet alweer reg voor ons op perron 3, né? Ek het net iets om julle te vertel wat julle gerus kan onthou. Paulus waarsku teen honde, slegte werkers, besnydenis wat op vlees roem. Hy het meer om op te roem as hulle. Paulus is besny op die 8ste dag. Hy's uit die stam Benjamin, Fariseer, 'n ywervervolger van gemeentes, onberispelik na geregtigheid in die wet. Maar wat vir hom wins was, het hy as skade geag ter wille van Jesus Christus. En dis al wat ek vir julle wil sê. En nou gaan Suna vir ons hoofstuk 3 voorlees. Dankie Suna. Filippense 3. Die ware geregtigheid. Verder my broers, wees bly in die Here. Om dieselfde dinge aan julle te skrywe is vir my nie moeite nie, en vir julle gee dit sekerheid. Pas op vir daardie dwaalleraars, pas op vir daardie mense wat kwaad stig, pas op vir daardie betekenlose besnydenis. Ons het die ware besnydenis, ons wat God deur sy Gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Tog sou ek ook op uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8ste dag besny, van geboorte 'n Israeliet, uit die stam Benjamin, 'n egte Hebreër. In wetsopvatting was ek 'n Fariseer, in my ywer 'n vervolger van die kerk, in onderhouding van die wet van Moses, om vryspraak te kry, onberispelik. Maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer. Ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here, te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as enigste bate kan verkry en een met hom kan wees, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. Ek sê nie dat ek dit alles al het of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie dat ek dit alles het nie. Maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Ons almal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. En as julle in enige opsig anders daaroor dink, God sal ook hierin aan julle die regte insig gee. In elk geval, laat ons koers hou op die pad waarmee ons tot hiertoe gekom het. Wees my navolgers, broers, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. Ek het dikwels vir julle gesê, en tot my verdriet moet ek dit nou herhaal, daar is baie wat as vyande van die kruis van Christus lewe. Die verderf is hulle einde, die maag is hulle God, hulle skande is hulle trots.
hulle is aardsgesind, maar ons is burgers van die hemel, van waaraf ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander om so sy verheerlikte liggaam te wees. Nou ja, tot sover. Kom ons hoor wat ouma aan die jong klomp daar onder die groot wilgerboom langs die plaasdam wil sê, wat sy as baie belangrik ag in jong mense en in alle Christene se lewens. Ouma sê, watter dinge jou bly maak, spreek boekdele oor wat jy as belangrik beskou. En die omgekeerde is natuurlik ook waar. Die dinge wat jou siels ongelukkig maak, dit ontbloot jou hart. Dit beteken dat mens biddend voor God moet uitmaak, watter tipe dinge jou blydskap moet gee, maar natuurlik ook watter tipe dinge jou siels ongelukkig moet maak. En verder sê ouma, luister na Paulus as hy julle iets belangriks leer as hy sê, verbly julle in die Here. Ja, julle moet julle in die Here verbly. Let op die slegte werkers, let op daardie betekenlose besnydenis, let op die dwaalleraars en die honde. Paulus draai geen doekies om oor wat hy van hierdie dwaalleraars dink nie, want hy sê hulle is soos honde wat moeilikheid maak en 'n groot kabaal opskop. En ouma sluit af en sê aan die jong klomp, luister mooi wat Paulus sê. Paulus bring hier perspektief op die plek wat uiterlike dinge in 'n mens se godsdiens in jou verhouding met God moet speel. Alles is egter van geen waarde as jy jou nie op Jesus Christus beroem nie. As jy nie hom as God se genadegawe aanvaar nie, en ouma skiet 'n vraag die lig in. Dink 'n bietjie, wat in jou lewe ag jy nog as wins, waarop jy roem, maar wat jy reeds as skade moet ag om Christus te ken? Jaag jy met alle mag na die wenstreep en vergeet wat agter is, of bly jy vassteek in gister? En ouma sluit af met haar eensin gebed. Here, ek jaag u na, ek ag alle skade om u te ken en u opstandingskrag te ervaar. Mag u verheerlik word met my optrede. Amen. Ek word wakker met die son in my oë, genade waai sag, hoop in die lig, so mooi. Stof op my steels, maar vuur in my siel, deur die dal gestap, maar u maak my heel. Met elke tree voel ek u hand, u lig my op, en nu staan ek vas. Jesus, ek sing halleluja, lig my stem, daar's niks wat treurig is. Van die berg tot die gebroke pad, voel ek u liefde, voel ek u krag. Jesus, ek sing halleluja, deur die storm het u my gedra. Nou dans ek vry, in die lig verby. Halleluja, u het my bevry. Ek was verlore, kon nie my pad sien nie. Kettings om my hart, donker het verdwyn. Toe roep u my naam deur die reën so swaar. Nou hardloop ek vry, ek is nooit weer dieselfde nie. U maak my trane 'n nuwe lied, met u by my kan ek nie val nie. Jesus, ek sing halleluja, lig my stem, daar's niks wat treurig is. Van die berg tot die gebroke pad, voel
my bevry. Selfs wanneer die nag so koud raak, selfs wanneer my hart soms val, is die vuur binne in my. U laat my nooit alleen staan. Hande omhoog, ek getuig vandag. Is die waarheid, weg en krag. Van die kruis tot oorwinning, het u alles gegee vir my. Halleluja, halleluja. Jesus het my siel bevry. Halleluja, Jesus, ek sing halleluja. Laat het klink oor velde en blauw lig heen, van die dal tot die hoop hemelruim. Die liefde lig my, laat my skyn. Jesus, ek sing halleluja. Elke asem en woord is vir u, ja. Nou leef ek in die melodie. Halleluja, u maak my vry. Halleluja, halleluja. Jesus, ek sing halleluja. Jesus, ek sing halleluja.